Jou kan van die story. Goedenavond kijkers. Zo vanavond dit is die man achter Bolo Fitness hier op Stel. Hij staat bekend als Clive Williams. Maar hij wil glad niet meer Clive wezen. Hij is nou Bolo deesdae. En ik wil hij moet voor ons een beetje vanavond wijzen hoe mensen die apparaten gebruiken. En hoe zij tot op die vorm kan komen. Jullie kan zien hoe ik. Ik wil niet weten hoe maakt ze met die transformation van die kant af tot die kant. Bolo, goedenavond en welkom hier op Stel samen met ons. Het is voor mij en voor ons allemaal een voordeel om veel te eten. Ik weet bij van ons kijken niet naar jou en dan zeggen ons, ik wil bij je graag zijn man like. Misschien nog niet bij je graag zo'n like, maar ons wil niet weten wat doen je precies recht van scratch af en hoe die zo gekomen. Zeg voor mij, is er een verschil tussen Clive en Bolo? Goedenavond kijkers, ik is Clive, maar meer bekend in de gemeenschap en in de omliggende areas als Bolo Williams. Ik zal zeggen dat is definitief een verschil tussen Clive en Bolo. Ik wil nog altijd weten. Ik zal zeggen, Clive is meer die skraal, slender ookie, wat zij zo omtrent zo 8, 9 jaar terug buiten die straat gelopen heeft en om zo te zeggen, als een niemand. Als een niemand, ja. En ik heb besluit en van die tijd af, ik heb langs door die kort, ik denk dat het actually begint toen ik lichtjes beginnen oefenen in een 8e jaar van iemand in een garage om het zo te stellen. Maar daar obviously die tijd weet je niet wat je doet, je weet niet hoe om te oefenen, je doet niet je ding, je wil basis niet gewoon arm zijn, verspierde arm zijn. Je kan ook nog altijd ook beginnen oefenen, kon ik eens mijn arm strijd maken, van ik heb letterlijk met arms gedaan, van dat was voor mij het belangrijkste, want dat is het ding wat mensen zien. Ja, en obviously schooling moet ook recht yes, zitten en zo. Verstaan. Maar Clive is meer die stil ookie. En ik denk min mensen kennen voor Clive, meer mensen kennen voor Bolo. Clive is meer die stil ookie, die ookie wat niet rechter zal praten of zal mengen met enig een aan lezen, niet met hem praten. Yes. Clive is die teruggetrokken weergave van Bolo. Clive is die een wat zal raad geven waar hij kan. En ja, Clive is meer teruggetrokken. Clive is meer een wat zal uitreiken naar mensen toe. Die decent guy. Die decent guy, ja. als ik het zo kan stellen. Ja. Nou, wij nou wel eens weet, wie is Bolo? Bolo is die ook wat op de scene gekomen het nadat hij begon een lichaam aan te zetten. En Bolo is meer een wat mensen zien in de straat als die sê mensen zien of meer die houding van Bolo. Okay. Maar Bolo is actually die ou wat is actually die een wat die besigheid begin het. Bolo is actually die een wat die brein begin het en sy brein laat groei het tot op die vlak wat is vandag. En obviously was dat challenges geweest, maar Bolo is meer die sporter weergawe. Die eistervreter. Die eistervreter ja. van Clive, als ik het zo kan stellen. Bolo en Clive is definitief een verschil. Clive is meer saggeaard. Bolo is baie meer uitspattig in die lucht. So, je zal definitief weten als Bolo in die vertrek is. Je zal definitief weten als Bolo voorbij jou loopt, is Bolo wat er loopt. Oké, kijk als dat je delen, hè. Wanneer zij, als ons nog veel zien aan die dorp of even, dan we ons zelf bepaal wie loopt nou daar. Of gaan ons het van ver af kan zien, nee maar dit is nou Clive waar die aankomt, of gaan ons kan zien als het Bolo waar die aankomt. Ik denk, die verschil is, als jij met mij zit in een company en ik moet daar altijd op jouw vlak, ons is één. Okay. Dan zal je voor Clive ontmoet. Maar als je mij ziet in de straat... Dat is Bolo. Dan zal je definitief zeggen, dat is Bolo wat dan ik weet, dit klinkt een beetje hoogmoedig en zo, maar dat is die confidence wat ik heb in mezelf, en vertrouwen wat ik heb in mezelf. Maar als mensen lopen mij altijd, als ik stap, iemand stapt misschien voor iemand en iemand stapt achter me en dan zegt iemand voor mij, als er altijd iemand me roept, Bolo. Dan kijk ik om en zeg ik wil zeggen dat is Bolo, want ik ken die loopie. So dat is hoe mensen me uitkennen. Mensen kennen me uit aan mijn loopie, mensen kennen me uit aan hoe ik lijk en mijn actie, hoe ik optreden in die samenleving. Oké, dan wil ik jou weten, because ik nou op school, ze was meestal die slender guy. Nee? Nou weet je net, je nog gewoon wakker geschrikt en besluit, zij wil nou beginnen oysters eten of wat het jou gedreven tot? Zij wil een beetje meer lichaam aan zetten.
Ek was baie skraal geweest. Ek was actually een van die, en dis wat min mense weet, ek was een van die skraalste ouens geweest in my vriendekring. En my vriende, my close vriende, mense wat my ken, familie, ouers, sal definitief weet dat ek was een van die skraalste ouens geweest. Want my familie is die mense wat groot is of wat groot liggame het van nature. Ons is maar baie skraal en slendig ouens. Soos jy kan sien van my familie, is maar skraal mense. Maar ek het een oggend, ek sal nie sê ek het een oggend wakker geskrik nie, maar ek het definitief toe ek begin oefen en toe ek dink waar die change gekom het is toe ek begin resultate sien. Yes. Toe ek resultate begin sien, het ek begin obsessief raak met die resultate. En dis waar die changes begin het. En ja, soos ek sê, dit het begin in 8 jaar agterplaas van iemand. Ek het begin optel daar, maar waar dinge regtig vir my in plek begin val het is toe ek letterlik begin op vorm kom met reg begin oefen, probeer reg eet, probeer ouens volg wat dieselfde tipe ding doen. Ek dink dis belangrik vir ons om vir jou, of wat nou in rugby is, of wat in cricket is, of wat ewe sport, kry vir jou rolmodel iemand soos wie jy wil wees. Yes. Of wat nou local is, of wat international is, en volg daai ou, kyk wat hy doen, kyk sy leefstyl, kyk hoe hy eet, kyk hoe hy hom gedra in die publiek, in die omgewing. Dis belangrik. Dat jy veel kan motivate. Dat jy veel kan motiveer. En ek het 'n bekende ou local bodybuilder, ou Abrams. Ek het hom gefollow van jong daaf. En ek het gekyk hoe hy eet, ek het gekyk hoe hy oefen, dit probeer interpreteer en dit wat ek doen. En later het ek my eie programme begin opstel, mense begin help, begin met bootcamps. En ja, dis basies waar ek vandag is, maar ek sal sê dis vandag nie meer, gaan nie net meer oor gym, is absolute passie. Ja, nee, definitief. En ons is baie trots op jou, veral ons wat nog gesien het waar jy was. En obviously daar is resultate, al is het 10 jaar later of 20 jaar later, daar is resultate. En dan wil ek by jou weet, het is obviously baie lekker om uit te werk, né? Ek wil by jou weet, volgens jou, wat is die voordeel en wat is die nadeel van die uitwerk? Ek sal nie noodwendig sê daar's 'n nadeel van, daar's soveel voordele wat gepaard gaan saam met oefen. Of dit nou fisies cardio is, soos sprinting of whatever, of dit nou fisies gewigte optel is, daar's verskillende voordele. En ek sal sê, een van die voordele is jy voel goed. Want as jy goed voel, lyk jy goed. En jy gaan jy self-confidence gaan jy uitstraal na buite. So daai is een van die voordele. Dan definitief een van die voordele is jy's meer energetic. Jy's het meer selfvertroue. Jy kan dissipline uitoefen, want om te oefen moet jy sekere dissipline uitoefen om sekere resultate te kry. Ja. So daar is, ek sal nie regtig sê daar's nadele nie. Daar kan miskien 'n bietjie nadele is, soos as jy miskien te veel oefen, kan jy overtrain. Daar's sekere terme in gym en bodybuilding waar jy kan overtrain, maar die belangrikste is dat jy moet definitief iemand het wat jou help en vir jou op die regte pad en vir jou kan sê, want daar is 'n vlak in oefen waar jy kan overtrain en die spier kan seermaak. So byvoorbeeld, as ek nou byvoorbeeld sê ek oefen elke dag arms, soos ek daai het gedoen het. As ek byvoorbeeld te veel arms doen, beteken dit ek kan my spier seermaak, of as ek dit te swaar doen, of as my vorm nie reg is nie. Belangrik, een van die nadele wat ek dan wel sal noem, is as jou vorm nie reg is nie, dis wat ek my kliënte probeer leer, of altyd leer. Moenie fokus op die weight nie, moenie fokus op om swaar op te tel nie. Fokus eerder om 'n weight wat jy kan manage op te tel, maar fokus dat jou vorm reg is, want dit gaan meer oor jou vorm. Dit gaan meer of time under tension. Jou muscle wil onder tension wees om te groei as jy dit so kan stel. Maar jy kry die ego lifters, ouens wat in die gym kom, hulle 120 bench, 110 bench. Dan kom ek in die gym en dan bench ek 80, maar ek doen dit onder time under tension. En dan kry ek 'n beter muscle pump as jy oor 120 kg bench. Maar dis die science agter gym en agter bodybuilding wat min mense weet. Okay, so ek wil nou, kom ons sê ek wil nou môre begin, né? Ek wil môre begin met gym. So waar begin ek? Like reg van die begin af, waar begin ek? Ek sal sê as daar iets is wat ek verskillend kon doen om beter te kon gelyk het vandag of daai tyd toe ek jonger was, sou ek sê definitief begin by 'n basiese program. Kom ek stel dit so vir ons kykers. As sê nou daar's 'n jou liggaam werk so. As ek 'n basis, ek sal sê stel vir jou 'n basiese program op, laat iemand kry vir jou 'n coach of iemand wat personal training doen, soos ek byvoorbeeld. Dan laat die persoon vir jou 'n basiese program opstel.
bijvoorbeeld jy doen vanaand bors, morgen doen jy rug, die volgende doen jy bene, dan doen jy arms. So jy weet presies, as jy volgende week in maandag kom, weet jy gaan vanaand bors doen. Jy weet jou eerste oefening is bench press, jy weet jou tweede oefening is dumbbell press, jy weet jou derde oefening is push-ups. Dan so op so 'n manier hou jy trek van wat jy doen. Jy hou trek van doen, maak jy vordering in dit wat jy doen. Waar die gewone ou, wat glad nie ken is, jy glad nie weet waar om te begin. Jy gaan net in die gym instap, hy gaan vanaand bors doen, hy gaan môre chest rug doen, die volgende aand doen hy weer bene, die aand daarna doen hy arms, volgende week begin hy weer met bene. So dis 'n hele confusion. Jy confuse jou muscle die hele tyd. Ja. Maar as jy op 'n program is en jy weet vandag is dit bors, vandag is my eerste oefening bench press. Ek het laas week 30 kg gebench press en ek het 15 repetisies gedoen. Vanaand gaan ek probeer 35 kg bench press, maar ek gaan probeer ek gaan 'n 5 kg ekstra bysit, maar ek doen miskien 2 repetisies minder. Op so 'n manier weet jy vorder. Verstaan? Selfs by enige ander oefening. Of jy nou swaarder gaan in weight of jy repetisie of 2 meer doen, dit sê vir jou dis vordering. So in kort sal ek sê, sorg dat jy 'n basisprogram het, volg 'n program en 'n basiese program volg ons ten minste van 4 tot 6 weke. Okay. Dankie vir daai ene en ek weet jy het baie mense gehelp wat baie wil begin gym. En want ek is seker as ek nou in 'n gym moet stap, dan gaan ek enige dumbbell optel en ek gaan op enige plek begin gym. Ek gaan die kyk alleen vir 2 weke oefen, dan gaan ek weer terugkom na die arm toe hier agter. So dankie vir hy, jy het my lekker gehelp. Dan ek het al gesien jy is betrokke in die gemeenskap, né? En sy vat aan wat sy kan. Dink jy mense verwag dit van jou omdat jy besigheidsman is of as dit meer wie jy is? Jou eerste vraag wat jy vir my gevra het was, wat is die verskil tussen Cleave en Boulo? En by daai vraag om daai vraag te antwoord, is waar Cleave inkom. Okay. Dit is definitief Cleave daai. Cleave is die een wat ander gesê het, wat aanvat, wat sal help in die gemeenskap met die min wat jy het. En nou ek het maar is maar 'n klein besigheid. Dis hier 'n groot uitgebreide kommersiële gym soos 'n Virgin Active of 'n Zone Fitness of ietsie. Maar dis maar 'n gym in die gemeenskap wat daar is met bekostigbare pryse om ons mense aan die hand te vat en om fitness soort van deel van ons leefstyl te maak. So dit is definitief wie ek is. Ek is 'n mens met 'n baie sagte hart en die wat my ken sal definitief weet dat ek het 'n baie sagte hart en ek is baie na in die gemeenskap. As iemand na my toe kom om vir my R5 of R2 te vra of 'n stukkie brood te vra, ek sal nie huiwer nie unless ek weet die persoon het dit definitief nodig. Yes. Hy gaan dit nie misbruik of ietsie. So in kort, dis definitief wie ek is. Ek is daar, ek sal 'n hand uitsteek waar ek kan en ek sal help met die min wat ek het, sal ek help om 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Okay, dan natuurlik ons weet jy sy doen personal trainers of sy doen me to use en dan het jy mos nou die bootcamp en dan het sy mos nou programme wat sy gee. Sy help in die gemeenskap en sy is ook boulo in die gemeenskap. So jy nou sê die sporter, die ysvervreter en dan is daar Cleave. Maar ek wil by jou weet, watter uitdagings het Boulo Fitness? En met Boulo Fitness bedoel ek Cleave Boulo en dan die gym self in die 4 jaar wat Boulo Fitness bestaan. Watter uitdagings het Boulo Fitness gefees? Kom ek sê vir jou so, Milo. Om presies te wees, vandag die 3 September as ek korrek is vandag Boulo Fitness se 4de verjaarsdag met trots. En in die 4 jaar was daar verskriklik baie challenges geweest. Ons het uitbreidings gemaak op die gym. Ons moes weer kat op goed. Daar was kliënte wat al gegaan het en weer teruggekom het, soos met enige ander gym en met enige ander besigheid. Ek sal sê een van die dinge wat definitief 'n challenge was vir my en vir my besigheid was daar is die neiging in ons gemeenskap en ek wil dit graag buite uitlig vir ons mense en ek nou hoop as kykers wat vanaand regtig definitief luister na my. Die neiging in ons gemeenskap en especially in ons kleurling gemeenskap, ek wil net 'n kleur ding maak, maar daar's obviously definitief mense in ons gemeenskappe wat mekaar wil help en ondersteun. Ja, definitief. Wat ek bedoel met dit is Nilo, as jy vanaand 'n smousery op het, verkoop tamaties, maak 'n voorbeeld. Sal ek my bes probeer om vir jou te ondersteun want ek wil hê jy moet môre vir my ondersteun met dit wat ek doen, verstaan? Ja. So die neiging in ons gemeenskap is en ek dink is een van die grootste probleme en dis waarmee ek gesukkel het vir die afgelope 4 jaar en dit is maar challenges wat enige besigheid nie maar face is ons mense wil nie mekaar ondersteun nie. Jy het 'n handjievol mense wat definitief agter jou staan en definitief saam met jou sal die pad sal stap al is dit hoe swaar en hoe moeilik
En dan het jy net so 'n handvol mense wat nie veel wil sien succeed nie. Yes. En dit is maar 'n neiging in ons kleurlinggemeenskap, maar ek wil vanaand graag ons kykers uitdaag en sê kom ons ondersteun ons mense. Dit hoef nie net spesifiek vir my te wees nie. Kom ons ondersteun En mekaar, ja. dit hoef nie net te wees waarvan jy moet iets koop of whatever nie. Jy kan net iets sê, 'n post sê of whatever. Dis ondersteuning. Ja. Ja, al is dit hoe klein, maak nie saak nie. Dan wil ek gou 'n klein bietjie gesels oor banned substance, né? Kan jy vir my en vir die kykers sê watter gevare banned substance? Veral as ek weet natuurlik jy moet overdose. Nie net altyd overdose nie. Ek dink nie in banned substance is daar 'n regte manier van dit gebruik nie. Ek is baie oningelig oor dit. So kan jy vir ons 'n bietjie meer sê oor vertel van banned substance en watter gevare dit inhou. Veral vir my wat 'n beginner is en dan op 'n latere stadium en oor 'n paar jaar, watter gevare hou dit in vir ons as wat werk aan ons fitness? Banned substances is definitief iets wat baie algemeen is of veralgemeen is. Nie net in ons gemeenskap nie, reg oor die wêreld. Ja. Want dit is nou al so veralgemeen dat ons dink en ons het die ding in ons kop, die wanpersepsie in ons kop dat jy moet supplements het om te oefen wat glad nie waar is nie. Want toe ek begin oefen het, ek onthou toe ek op skool was, het ek eier en rys geëet in die klas en kinders het my uitgelag want het gesê, maar dit was 'n meel gewees, 'n voedsame meel gewees vir my spiergroepe om te groei. Yes. Maar banned substances is definitief iets wat baie algemeen is op gemeenskappe want en jy kry jou algemene goed, jy kry goed soos D-balls, Winstrel en daar's baie van ons kykers wat vanaand weet waarvan ek praat. Jy kry jou injections, jou spuit, jou testos en alles daai klomp goed. Ek sal sê daar's 'n sekere level wat jy kan bereik. En ek sal sê as jy baie into bodybuilding is en jy wil soos like 'n professionele bodybuilding gaan of jy wil op 'n amateur level, jy kry 'n junior level en dan kry jy 'n amateur level. Kompeteer as 'n bodybuilder sal dit een van die opsies is, maar dan moet jy 'n dokter sien wat vir jou sal aanbeveel om vir jou sê, okay, Nilo, jou testosteron is bietjie laag, ek sal vir jou aanbeveel jy kan 'n testosteron gebruik. Jy moet letterlik jou bloed en goed alles toets om vir jou te sê wat is vir jou gevaarlik en wat kan jy gebruik en wat kan jy nie gebruik nie. Okay. Maar dis mos nog nie wat ons mense doen nie. Ek hoor by Nilo, Nilo het 'n D-ball gebruik en D-ball het hom so laat lyk. Môre wil ek ook D-ball gebruik en want ek dink ek gaan môre so Nilo lyk. En dan werk dit nie vir jou nie. Dan werk dit vir myne van ons liggame verskil. Okay, dan ek wil die ding weet, ek wou dit ek sal al die hele tyd voor die vir jou gevra het, maar ek dink vanaand is die perfekte geleentheid. Wanneer die ouens mos nou begin gym en daar's nog 'n bietjie results en wat. Ek weet nie of hulle die kleinste T-shirt in die winkel gaan soek nie of leer hulle dit by jou in die gym. Ek wil hy weet. Want kyk, as daar nou 'n bietjie bors is en weet jy wie manne goed strep hier onder die arm of wat nie, maar dis 'n hele ete toe die manne praat so later. dan wil hulle vir jou sê, maar Cliff, ons was gisteraan. Was ons daar op die veld geweest, verstaan jy? As die manne botteltjie water was, kyk ek praat van die manne is in die dans. Staan die manne met hulle fone net so op die veld. Jy moet styf is. Verstaan, die bors is buite en die leer julle die mense dit in die gym of as die winkel se probleem of wat? Ek verduidelik vir my dit. Want ek wil nogal vir my so T-shirt kry dan. Of ek wil gym toe kom as dit daar by jou, ek weet nie. Ek dink dit is iets dat iemand kan leer. Ek dink dit is meer 'n ego ding want ek kon nou toe ek begin oefen dat ek het altyd met my foon geloop. Ek het altyd so geloop met my foon. Maar net later het vir my gesê as ek kon nou as ek op die rugbyveld verbygeloop het, hy het nog baie skraal, maar ek het al begin lyf aansit en sê die manne vir my maak stryd jou arms, maak reg jou arms want mense maar ek dink dit gaan meer oor bewusmaking. Jy wil mense bewus maak ek is besig om te oefen. Yes. Ek is besig om my pad te stap. Ek is besig om aan te kom daar wat ek wil wees. Want ek dink enige ou wat oefen, maar jy sal sien in die Amerikaanse ouens, die ouens dra groot hoodies en groot tops en so. Maar ons local mense wil sien wat die mense wil sien, okay. Yes. Ek wil hê mense moet sien ek gym. Ek wil hê mense moet sien ek lyk goed, want dit laat jou goed voel. Ja. Sodra en dis die grootste ding in die ons local ouens wat gym. Sodra iemand vir jou kompliment gee. Iemand vir jou sê ja, jou bene lyk groot. Ja,
Môre wil jy weer op bene doen want jy vat dit so, ja, hy man het gesê my bene is groot. So Ek wil dit nog groter Sy hê. moet in my tuin, ja. Verstaan, ek wil dit my tuin. So ek dink is meer 'n ego ding. Ek dink dit is iets wat jy vir manne leer. Maar nee, ek dink dit is belangrik om te wys hoe hard jy werk vir die mense. Ja, nee, ek spog net so 'n bietjie. Het is altyd vir my lekker. Veral as ek weet daai ou gym en ek kry hom en dan sien ek jy ou nou 'n nuwe stapie op. Verstaan jy, hy het hom 'n nuwe manier van Yes. verstaan jy? Ja, ek sien verander ek sommer. Ja. Ja, ek doe 'n nuwe manier van kommunikeer ook met jou. Yes. En is lekker man om te sien. Maar sê vir my so jy wat nou 'n baie jong entrepreneur is, né? As jou kan van die storie vir jou nou 'n half miljoen gee. Wat gaan jy doen met dit? Wie Nilo snaaks genoeg nee. Ek het voor dink die ou se naam is iets soos Jack. Ek het is 'n blanke ou het gesels voor in die winkel maar en een van die gesprekke wat ons gehad het was oor die kinders op die straat. Ek weet nie of hulle gesien het nie of wie gesien het nie maar die ding deesdae van die kinders op die straat het raak al hoe erger. Kinders gebruik drugs, kinders is honger, kinders eet nie. Jy kry daar's jong meisiekinders wat loop met kinders 3, 4 jaar oud saam met hulle en sy steek hulle op om kos te gaan vra by mense. Ja. En is hartseer. Maar wat ek sou doen as ek daai klas geld moet kry van 'n skenking af, ek sal definitief 'n sportsentrum oopmaak en ek sal boksing deel maak van dit. Want net met boksing kan jy jou aggressie wat jy het of jou frustrasie wat jy het, kan jy daar uitslaan. Ja. Maar jy kan ook 'n verskil maak om vir ander te sê kom join ons hier man, is lekker hier. Ja. So ek sou saam met my gym so 'n verdere groter boksing sentrum oopmaak saam met my gym. En ek sou professionele ouens kry, coaches en trainers kry. Wat kon jy help? Ja. Wat kon jy help? Maar gepaard saam met dit Yes. sal ek gereelde voedsel, gereelde voedsel en ek sal dit later aan soos 'n foundation ding doen waar ek weet soveel 100 kinders kom byvoorbeeld maandeliks na my toe. 100 kinders word dageliks gevoed met voedsel of dit nou eenmaal tye of 2 maal tye is. So ek sal definitief 'n fitnessentrum op 'n boxing sentrum oopmaak sodat daar voedsel is vir die kinders van die straat af probeer hou en ook baie belangrik. Ek sal 'n bietjie onderwysers wat afgetree het, sal ek vra om te kon help en 'n hand te kon gee en 'n bietjie opvoeding te gee vir die kinders wat nie kans het om my opvoeding te kry nie. Dat is correct. Lief, baie dankie man. Weet jy nou, ek wil terselfdertyd wil ek sê, baie geluk met Boulo Fitness op 4de verjaarsdag. Ek het amper vergeet van dit. Maar weet jy, dat is 'n baie goeie idee wat dit. En ons aan die Here vertrou dat sy gaan baie meer as 'n half miljoen kry. En jou kant van die storie kan ongelukkig nie veel gee nie, maar ek weet daar's iemand wat nou vandaan kyk wat in hy posisie is en ek dink dit sal vir ons almal so lekker wees om te sien dat 'n jong man jou ouderdom iets soos daai 'n werking sal kry en ek bedoel ek is bereid om te help wherever ek kan en ek glo ook baie van die kykers is bereid om te help. Daar is 'n baie goeie inisiatief. Dan wil ek jy moet gou net vir my wys en vir die ouens wat binne die volgende paar dae van hier af gaan begin gym, hoe ons 'n dumbbell moet hanteer en veral jy weet as ek hom nou so vat, dan gaan ek nou verstaan so maak en dan gaan ek nou my rug hier agter seer maak. Kan net vinnig vir ons wys wat is die regte manier om 'n dumbbell vas te hou en as jy nou net spesifiek arms wil doen. Okay, vir jy moet vir demonstreer. Asseblief. Okay, is nie 'n probleem nie. Okay, so ek sal sê Okay, maar ek kan saam met jou doen. jy kan saam met my doen, is reg? So as jy nou bicep wil oefen, daar's verskillende variasies en dis die verskil. Soos jy kry mos nou ouens, jy kry ouens wat swingy weight, Yes. maar dis nie waar wat gaan nie. Soos ek sê, dit gaan oor die time and attention jou vorm moet korrek is. Ek sal sê die korrekte manier is 'n alternating standing dumbbell curl soos ons dit noem. So ek sal die dumbbell curl met bicep curl, full contraction en dan release ek die muscle. Stadig. En curl ek, full contraction en release ek die muscle stadig. Waar sekere ouens net sal curl. Dit gaan belangrik is die release van die momentum van die oefening. So as ek byvoorbeeld 'n bicep curl doen en ek curl, dit gaan nog jy moet die oefening so stadig as moontlik release
dit is wanneer die spier gooi en regtig werk. Okay, so ek kan nie in die gym kom en dan is ek nou baie Jy haastig. kan, maar jy gaan nie dieselfde uitwerking kry van dit wat jy eintlik wil hê nie. So as jy nou lekker smooth vat en dan Daar's 'n term wat ons noem in die gym is mind-muscle connection. So as ek byvoorbeeld 'n bicep curl doen of kom ek sê ek doen 'n hammer curl. So ek oefen my okay, jy moet wys wat as ek weet nie wat dit is. So ek oefen my bicep. So die hammer curl is byvoorbeeld so. Dis 'n hammer curl. Okay. Maar as ek my mind in die muscle sit, dan beteken dit ek fokus met my mind. Ek sit my mind binne my bicep en dan doen ek dit letterlik. Jy sal nie glo nie, maar jy sal 'n verskillende pump kry as jy normale ou wat net sal swing of 'n normale hammer curl doen, maar hy sit nie sy mind in hy muscle nie. En dit is wat ons noem 'n mind-muscle connection. Okay, so daar's baie goed wat saam met dit gaan. So net jy stap in die gym en jy vat die dumbbell en dan so moet kan optel en begin swing so manier rond te neem. Yes. Kyk as daai het julle as jy 'n personal trainer soek, kan Cliff se kontakdetails los. Kontak vir Cliff, kontak vir Boulo Fitness. Ons het ook nou lekker specials aan vir die maand van September en dan sodat ons almal lekker kan lekker feest. Ek myself gaan vir my ook een van die vrokkies kry en 'n klein T-shirtjies wat so lekker sit. En ons is baie dankbaar vir jou dat jy vir ons 'n bietjie meer geleer het oor oefeninge en hoe om vir ons gesond te hou. En op 'n latere stadium weer terugkom en dan gaan ons meer fokus op eetplanne sodat ons mense reg kan eet. Ek weet ons wil lekker die feest of wat vir ons loer om die draai. Maar weer eens baie dankie. As 'n uiters 'n groot voorreg vir my, vir ons almal om vir jou opstel te hê, die wat nog nie geleentheid gekry het om saam met jou te gesels, so nou weet ons wie's Cliff, wie's Boulo. En baie sterkte met jou besigheid verder en ek glo en vertrou dat ons mense gaan baie meer ondersteun na die show vanaand. Baie dankie Nilo en ek wil vir jou dankie sê vir jou kant van die storie, vir die platform wat jy lê vir ons om ons die gemeenskap, om liggende areas. Ek dink dit is 'n perfekte platform vir mense om ons local ouens beter te ken of rugby spelers, bodybuilders, personal trainings, whatever. Dankie vir die platform wat jy vir ons skep. Dis 'n goeie inisiatief wat jy het hierso en ek glo dit van krag tot krag sal gaan. So dankie dat jy bereid was om my op set te hê. Dit word opreg waardeer van Boulo Fitness. Enige baie dankie my vriend. Okay, kyk as ons moet tot sins sê. Ons sien vir julle hierdie maandag aan met iemand nuut op die stel. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Tot die volgende keer. Bye bye. Jou kan van die storie. Ek het toe gehad geweek en ek moes leer dat ek gaan nie altyd eers te kom nie. Die lewe het geen instruksies, maar ek is seker ek gaan nie tweede kom nie. My naam is nie my storie nie en ek gaan staan vir dit. Maak die saak wat sy van my by mense hoor nie. Maar die is my kant van die storie.